vir julle, ons gaan aan met Job 31. Job hou verlaas nog sy onskuld staande. Ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gee het op 'n jong vrou? Wat is die lot van God daarbo beskik en die erfdeel van die Almagtige uit die hoogtes? Is dit nie ondergang vir die kwaaddoener en ongeluk vir die werkers en die ongeregtigheid nie? Sien hy nie op die weë nie en tel hy nie al die voetstappe nie? As ek met leuns omgaan en my voet gehardloop het na die bedrog, laat my dan weeg op 'n regte weegskaal sodat God my onskuld kan weet. As my gang afgewyk het na die weg van my hart agter my oë aangaan, het u aan my hande 'n vlek gekleef. Laat my dan saai en iemand anders eet. Laat my uitspruit, selfs ontwortel word. As my hart vervloek was oor 'n vrou en ek het geloer het by die deur van my naaste, laat dan my vrou vir iemand anders maal en ander hulle oor haar buig. Want dit is 'n skandelike daad en dit is 'n strafbare misdaad. Ja, dit is 'n vuur wat tot by die plek van vertering toe vreet en al my opbrengs sou ontwortel. As ek gering geag het die reg van my slaaf of van my slavin, toe hulle 'n geskil met my gehad het, wat sou ek dan doen as God opstaan en wat hom antwoord as hy ondersoek doen? Het hy wat in my moederskoot gemaak het, hom nie gemaak nie, en het een ons nie in geboorte toeberei nie? As ek die armes 'n versoek geweier het en die oë van die weduwee laat versmag het en my stukkie brood alleen geëet het sonder om te weet daarvan te laat saam eet, veel meer het hy in my jeug af by my groot geword soos 'n vader en van 'n moeder se skoot af het ek haar gelei. As ek iemand sien omkom het sonder klere en dat geen bedekking vir hulle behoeftig was nie, as sy lendene my nie geseën het om hom nie warm te maak het van die skeursel van my lammers nie, as ek my hand teen 'n wees beweeg het, omdat ek in die poort van my hulp gesien het, laat dan my skouer uit sy gewrig val en laat my arm van sy pyp afgebreek word, want die ondergang wat God bewerk het was 'n skrik vir my, en weens sy hoogheid was ek onmagtig. As ek goud my hoop gestel het en vir fyn goud gesê het, my vertroue, as ek bly gewees het omdat my vermoë groot was en my hand baie verwerf het, as ek die sonlig aangesien het wanneer dit helder skyn en die maan as dit pragtig daarheen gaan, en my hart heimlik verlei is en ek met die hand van 'n kus toegewerp het. Ook dit sou strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloon het. As ek bly was oor die ongeluk van my hater en die uitjubel het toe onheil hom getref het. Ja, ek het my vir 'n hemelte nie toegelaat om te sondig nie, om deur 'n vloek sy lewe te vorder nie. As die mens in my tent nie gesê het, wie kan iemand vind wat sy vleesspys nie versadig is nie? Die vreemdeling het nie buitekant vernag nie, my deure het ek oopgemaak na die pad toe. As ek soos Adam my oortredinge bedek het deur my ongeregtigheid in my boesem weg te steek, omdat ek bang was vir die groot menigte en die veragting van die geslagte my laat skrik het, sodat ek my stil gehou het, die deur nie uitgegaan het nie. Ag, as iemand my maar wou aanhoor, kyk hierdie my handtekeninge, laat die Almagtige my antwoord, en die skrif wat my
teepartye geskrywe het. Waarlik, op my skouer sou ek dit dra. Ek sou dit my ontbind as 'n krans. Die getal van my voetstappe sou ek hom te kenne gee. As 'n vors sou ek na hom toe aankom. As my saailand my aanklag en sy vore almal saamween, as ek sy opbrengs geëet het, sonder betaling en die lewe van sy eienaars uitgeblaas het, laat dan die dussels in plaas van koring uitspruit en onkruid in die plaas van gars. Hier eindig die woorde van Job. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 32, die woorde van Elihu. Toe het die 3 manne opgehou om met Job te antwoord, omdat hy in sy oë regverdig was. En die toorn van Elihu, die seun van Baracheel, die besiet uit die geslag van Ram, het ontvlam teen Job en het sy toorn ontvlam, omdat hy homself regverdig beskou het voor God. Sy toorn het ook ontvlam teen sy 3 vriende, omdat hulle geen antwoord gevind het nie en Job veroordeel het. Maar Elihu het op Job gewag met sy woorde, omdat hulle ouer was as hy. Maar toe Elihu sien dat daar geen antwoord was in die mond van die 3 manne nie, het hy sy toorn ontvlam. Elihu spreek die vriende van Job toe, vanaf vers 6. En Elihu, die seun van Baracheel, die besiet, het begin en gesê, ek is jonk en u is hoogbejaard, daarom was ek beskroomd en het gevrees om my kennis aan u mee te deel. Ek het gesê, laat die dae spreek en die veelheid van jare wysheid te kenne gee. Maar dit is die gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Nie die bejaardes is wys nie, en nie die oues verstaan wat reg is nie. Daarom sê ek, luister na my, ek wil ook my kennis meedeel. Kyk, ek het gewag op u woorde, ek wou luister na verstandige taal van u, totdat u die regte woorde uitgevind het, en ek het op u ag gegee. Maar kyk, daar was niemand wat Job weerlê het nie, niemand van u wat sy woorde beantwoord het nie. Sê maar net nie. Ons het wysheid aangetref, God alleen kan hom verslaan, geen mens nie. Teen my tong het hy geen woorde ingebring nie, en met u redeneringe sal ek hom nie beantwoord nie. Dat Job se vriende uit die veld geslaan is, dit sal hom nie stil maak nie, vanaf vers 15. Hulle staan verslae, hulle antwoord nie meer nie, die woorde laat hulle in die steek. Sal ek dan wag omdat hulle nie spreek nie, omdat hulle daar staan sonder antwoord? Ek wil ook my deel antwoord. Ek wil ook my kennis meedeel, want ek is vol woorde. Die gees is binne my binneste dring my. Kyk, my binneste is soos wyn, wat geen opening het nie, soos 'n nuwe leersak wat wil bars. Ek wil spreek om lig te kry, my lippe oopmaak en antwoord gee. Ek wil nie partydig wees nie, en 'n mens vlei sal ek nie, want ek verstaan nie om te vlei nie. Gou sou my maker my wegneem. Tot sover. Ons gaan aan met vers 33. Elihu sal met Job opreg spreek en soos 'n medemens hom behandel, vanaf hoofstuk 33. Maar hoor tog, o Job, na my rede en luister na al my woorde. Kyk, ek het my mond oopgemaak, my tong spreek in my verhemelte. My woorde kom uit opregtheid van my hart, en wat my lippe weet, spreek hulle suiwer uit. Die gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. As u kan antwoord, antwoord my, maak klaar teen my, staan gereed. Kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u. Van klei af is ek ook afgeknyp. Kyk, vrees vir my hoef u nie te beangstig nie, en my las sal op u nie swaar wees nie. Job vergis hom met sy
bewering dat God sy vyand is en dat God nie antwoord op die mens se geroep nie, vanaf vers 8. Sekerlik u het voor my ore gesê, ek het die geluid van die woorde gehoor. Rein is ek, sonder oortreding, suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie. Maar kyk, hy soek aanleidinge vir vyandskap teen my. Hy hou my vir 'n vyand van hom. Hy sit my voete in die blok, hy bewaak al my paaie. Kyk daaraan, het u die reg, antwoord ek u, want groter is God as 'n mens. Waarom het u teen hom getwis, dat hy op al die woorde van die mens nie antwoord nie? Inteendeel, God spreek deur naggesigte, vanaf vers 14. Want God spreek op op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In die droom, in 'n naggesig as diepe slaap, en op mense val tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mens en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe dat dit nie omkom deur die spies nie. God spreek ook deur die krankheid met heerlike gevolg, vanaf vers 19. Ook word hy getuigtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente, sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingsspys. Sy vlees verdwyn weg uit die gesig en sy gebeente wat onsigbaar was steek uit. Ja, my siel kom nader by die kuil en sy lewe by die dodende magte. En dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, een uit 1000, om die mens sy plig te kenne te gee. En is hy hom genadig en sê, verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie, en ek het die losprys gevind. Dan word sy vlees fris van jeugdige krag. Hy keer terug na die dae van sy jonkheid. Hy bid tot God en hy het die welbehae in hom, sodat hy sy aangesig sien met gejuig. So vergeld hy dan aan die mens sy geregtigheid. Hy sing voor die mense en sê, ek het gesondig en verdraai wat reg is, maar dit is my nie na verdienste vergeld nie. Hy het my siel verlos, dat dit nie 'n kuil in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig. Kyk, dit alles doen God 2 keer, ja 3 keer, met 'n mens, om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe. Let op, o Job, luister na my, swyg, en ek sal spreek. As u woorde het, antwoord my, spreek, want ek wil u graag gelyk gee. So nie, luister u dan na my, swyg, en ek sal u wysheid leer. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 34. Elihu wil nie daarvan weet dat God onreg gedoen het teenoor Job nie. Verder het Elihu aangehef en gesê, hoor my woorde, o wyse manne, en luister na my, u wat kennis het, want die oor toets woorde soos die verhemelte die spysproe. Laat ons vir onsself uitmaak wat reg is, en onder mekaar uitvind wat goed is, want Job het gesê, ek is regverdig en God het my reg ontneem. Ondanks my reg staan ek as leenaar, ongeneeslik is my pylwond en dit sonder oortreding. Waar is 'n man soos Job wat godlastering drink soos water, wat in die geselskap loop van die werkers van ongeregtigheid en wandel saam met die goddelose mense? Want hy het gesê, dit baat 'n man niks dat hy welgevallig aan God het nie. Onreg is in stryd met die wese en werk van God. Vanaf vers 10. Daarom manne, van verstand luister na my. Ver is God van goddeloosheid en almagtige van onreg. Veel meer vergeld hy die mens na sy werk en volgens 'n man se wandel laat hy hom ondervind. Ja, waarlik God handel nie onregverdig nie
en die Almagtige verdraai nie die reg nie. Wie het aan hom die aarde toevertrou en wie het die hele wêreld gegrond? As hy op homself ag sou gee, sy gees en sy asem na hom sou terugtrek, dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en 'n mens sou tot stof terugkeer. As daar dan verstand by u is, hoor dit, luister na die stem van my woorde. Kan ook een van die reg haat heers, of durf u regverdige of geweldige veroordeel? Durf iemand aan 'n koning sê, jou deugniet, aan die edeles, jou goddelose? Hoeveel minder aan hom wat vorste nie voortrek nie en op die vername nie ag gee nie, as op 'n arme nie, want hulle almal is werk van sy hande. In 'n oomblik sterf hulle en in die middel van die nag word die volk in beroering gebring en hulle gaan onder en die magtige woord weggedryf, nie deur die hand nie, want sy oë is op die van die mens en hy sien al sy voetstappe. Daar is geen duisternis en daar is geen diepe donkerheid waarin die werkers van ongeregtigheid hulle kan wegsteek nie, want hy hoef nie lank op 'n mens ag te gee dat hy voor God in die gereg sou gaan nie. Hy verpletter die geweldiges sonder ondersoek en hy sit ander in hulle plek. So ken hy dan hulle werke en werp hulle omver in die nag, sodat hulle verbrysel word. Hy straf hulle soos goddeloses op die plek waar almal dit sien, omdat hulle van hom afgewyk het op geen een van sy weë ag gegee het nie, om geroep van die arme na hom te laat kom, en dat hy die geroep van die elendiges sou hoor, en gee hy rus, wie durf hom dan veroordeel? En verberg hy dan die aangesig, wie kan hom dan aanskou? Of dit al 'n nasie betref of 'n mens, almal saam, sodat die goddelose mense nie sal regeer, sodat hulle geen strikke vir die volk sal wees nie. Alle verstandige mense sal Job veroordeel as hy klaag oor die regering van alle dinge deur God, vanaf vers 31. Want sê iemand wel tot God, ek boet sonder dat ek sleg handel, wat ek nie insien nie, leer u my dit. As ek onreg gedoen het, ek sal dit nie meer doen nie. Moet hy volgens 'n mening tot vergelding doen? U is mos ontevrede, sodat u moet sê wat beter is, en nie ek nie. Wat u dan weet, spreek dit uit. Manne van verstand sal vir my sê, en 'n wyse man wat my aanhoor. Job spreek sonder kennis, en sy woorde is sonder verstand. Ag mag Job getoets word tot die einde toe weens die antwoorde en die trant van kwaaddoeners, want hy voeg oortredinge by sy sonde. Onder ons spreek hy smaadlik en vermenigvuldig sy woorde teen God. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 35. Elihu beantwoord Job se bewering dat dit 'n mens nie baat om regverdig te wees nie. Verder het Elihu aangehef en gesê, hou u dit vir u vir reg, noem u dit my geregtigheid voor God, dat u vra wat dit u baat. Wat help dit om my meer as wanneer ek sou sondig? Ek sal u antwoord gee en aan u vriende saam met u. Kyk op na die hemel en sien en aanskou die wolke wat hoog bo u is. As u sondig, watter skade is dit vir hom? En is u oortredinge baie? Wat kan u hom daarmee aandoen? As u regverdig is, wat gee u aan hom? Of wat kan hy uit u hand aanneem? U goddeloosheid raak net 'n mens soos u, en die geregtigheid 'n mensekind. Die onskuld roep God aan, maar nie op die regte manier nie, vanaf vers 9. Vanweë die menigte van verdrukkinge skree hulle roep om hulp oor die geweld van die grootes, maar niemand sê nie, waar is God, my maker?
wat lofsange gee in die nag, wat ons meer as aan die diere van die aarde en ons wyser maak as die voëls van die hemel. Dan roep hulle, maar hy antwoord nie, vanweë die trotsheid van die kwaadoeners. Sekerlik, na 90 klagte luister God nie, en die Almagtige slaan daar geen ag op nie. Hoeveel minder as u, sê u, sien hom nie. Die regsaak is voor hom, wag dan op hom. Maar nou, omdat sy toorn nie straf nie, en hy nie grootliks ag gee op oormoed nie, maak Job sy mond wyd oop in nietige gepraat, vermenigvuldig hy woorde sonder kennis. Tot sover. Hoofstuk 36. As God beproewinge stuur, dan is dit om 'n mens te waarsku. En Elihu het voortgegaan en gesê, wag 'n bietjie op my, en ek sal u inlig, want daar is nog genoeg te sê tot eer van God. Ek sal my kennis van ver af ophaal en aan my skepper reg verskaf, want waarlik, my woorde is geen leuns nie, een wat volkome is in kennis is by u. Kyk, God is geweldig, nogtans, ag hy niks gering nie, geweldig deur die krag van verstand. Hy laat die goddeloses nie lewe nie, maar aan die elendiges verskaf hy reg. Hy trek sy oë nie af van die regverdige nie, maar by konings op die troon laat hy hulle sit vir altyd, sodat hulle verhoog is. Maar as hulle in kettinge geklink is, gevang word in bande van elende, dan gee hy aan hulle dade te kenne en hulle oortredinge dat hulle gedrag hoogmoedig was. En dan open hy hulle vir hulle oor vir die tigtiging en sê dat hulle moet terugkeer van ongeregtigheid. As hulle luister en hom dien, dan bring hulle hul dae deur in voorspoed en hulle jare in aangenaamheid. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om deur die spies en hulle blaas die asem uit sonder kennis. Maar die goddeloses van hart koester nait. Hulle roep nie om hulp as hy hulle blind nie. So sterwe dan hulle siel in die jeug en hulle lewe soos die van skandseuns. Hy red die ellendige deur sy elende en open hulle oor deur verdrukking. Laat Job dan voordeel trek uit die beproewinge en God verheerlik, vanaf vers 16. So lok hy u dan uit die mond van die mond na die onbeperkte ruimte en na die behaaglikheid van u tafel, wat vol is van vetspys, maar u is vol van die oordeel oor die goddelose, oordeel en die strafgerig sal u aangryp. Want pas op dat die woede u nie vervloek by die bestraffing en die grootheid en die losprys u nie verlei nie. Sal hy u geroep om hulp voorbring waar daar geen nood is nie en al die moontlike kraginspanning van u, smag nie na die oordeelsnag wat wolke wegneem uit die plek nie. Neem u in ag, wend u nie tot ongeregtigheid nie, want dit verkies u liewer as elende. Kyk, God handel verhewe in sy krag. Wie is 'n leermeester soos hy? Wie het hom sy weg voorgeskryf? En wie het gesê, u het onreg gedoen? Dink daaraan, dat u sy werk moet doen, verheerlik waar die mens van sing. Al die mense sien dit met welgevalle aan, en die sterfling aanskou dit van ver. Kyk, God is groot, onbegryplik vir ons. Die getal van sy jare is onaanspeurlik, want hy trek waterdruppels af, hy sif neer by sy mistige weer as reën, wat die wolke laat neerstroom, laat afdrup en op baie mense. Ja, kan iemand die uitspreiding van die wolke verstaan, die gekraak van sy hit? Kyk, hy sprei sy lig oor hom uit,
en die dieptes van die see oordek hy, want daarmee oordeel hy die volke, gee hy voedsel in oorvloed. Altwee sy hande oordek hy met weerlig en gee daaraan bevel teen die aanvaller. Sy donker stem kondig hom aan, die vee selfs dat hy optrek. Tot sover.